Hallo julle, hier's ek weer op my pos. Besig om te oefen vir die onwrikbare staptog. Vir die van julle wat my ken en my volg op hierdie doel en hierdie missie waarop ek is. Ek het, as julle sal agterkom, ek het laasweek maandag 'n update gegee. Wat beteken ek het Woensdag en Vrydag nie my stapoefeninge ingekry nie. En die rede vir dit is dat ek ook tussendeur op Dinsdag en Donderdag doen ek fiksheidsoefeninge en kragoefeninge om my voor te berei om hierdie 100 km af te lê vir die onwrikbare staptog. Maar toe ek nou Dinsdag my kragoefeninge doen, toe trek ek 'n spier in my blad wat seker die seerste seer was wat ek nog ooit in my lewe ervaar het, soveel so dat ek gesukkel het om asem te haal. So ja, dit het my so 'n bietjie plat geslaan en ek kon nie oefen vir die res van die week nie. So ek het dit maar net rustig gevat, maar hier's ek weer vandag op my pos. Ek is nou net oor 11 km, ek doen 12 km vandag. En maar genoeg oor my, want dit gaan nie oor my nie. Hierdie ding is groter as ek. Groter as enigiemand op die einde van die dag. Maar ja, soos ek sê, die onwrikbare staptog gaan alles oor bewusmaking en fondsinsameling vir klein gemeenskap en klein gemeente pastore en dominees op klein dorpies. En ek het 'n paar van hulle al geïdentifiseer en die eerste een wat ek graag wil noem, en hierdie gaan bloot net oor ondersteuning. Omrede hierdie pastoor sulke ongelooflike onselfsugtige werk doen. Sy naam is Robert Pollard, pastoor Robert Pollard, baie goeie vriend van my al vir baie jare lank. Hy is die hoofleier by Shalom gemeente in Lephalale, Ellisras. En hy is ook die stigter van Wow Outreach and Ministries. Wow staan vir Walking on Water. Dit is 'n non-profit organisasie. En wat hy met daardie organisasie doen is, hy bedien mense oral, op die straathoeke, bid hy vir mense, hy deel woord met hulle, hy gee vir hulle kos, en alles bloot net uit donasies uit. So, ek wil hom graag ondersteun, en net as 'n dankie sê, op die einde van die dag, vir sy onselfsugtige werk wat hy doen onder die gemeenskap, onder die armes, en die mense wat Jesus nodig het. En dan die ander gemeenskap wat baie na in my hart lê, omrede ek self in 'n dowe huis groot geword het. Albei my ouers was doof en hulle wil ook natuurlik kerk toe gaan en hulle wil ook natuurlik die woord hoor of sien. Kom ons stel dit eerder so. Al vanaf ek klein is, kan ek onthou hoe ons elke Sondag het ek saam met my ouers kerk toe gegaan. En op 'n dag, toe ek seker so 12 jaar oud was, toe word ek sommer ingetrek as die tolk vir die dominee se preek. Want die dominee self was nie gebaretaal magtig gewees nie. En hulle het nie meer 'n tolk gehad wat hulle uitgehelp het nie. En toe moes ek dit doen. Dit was seker een van die mees angstige oomblikke van my lewe. Want hier staan ek, 12-jarige ouderdom, op die stage en ek moet begin preek. Ekskuus. Ek moet begin preek. En of tolk in daardie opsig. En so dit is 'n gemeenskap wat baie na my hart lê. Omrede ek weet dat baie van hierdie dominees en pastore wat wel vir die dowe gemeenskap bedien, hulle doen dit uit vrye wil uit. Party van hulle kry nie 'n sent daarvoor nie. Hulle doen dit maar net oor die liefde van die saak en omdat hulle weet die dowe gemeenskap is honger vir die woord. En so hulle dra hierdie bediening absoluut meeste van die tyd op hulle eie hande en uit hulle eie sakke. Hulle het natuurlik baie visuele toerusting nodig om te help met die boodskap wat hulle wil oordra.
En van hierdie ouens se laptops en projektors wat hulle gebruik is al meer as 13 jaar oud en het hulle nie fondse om nuus te kan koop nie. Dit is een van die probleme. Die ander probleem is van hierdie pastore en dominees is nie self gebaretaal magtig nie. En hulle moet dan professionele tolke inkry om te help om die boodskap oor te dra en professionele tolke kos geld. So dit betaal hulle ook uit hulle eie sak uit. Daar is so een of twee van hulle wat gebaretaal magtig is, maar die meerderheid van hulle is nie. En die ander ding is, ons moet verstaan dat die dowe gemeenskap is eintlik maar 'n agtergeblewe gemeenskap al vir baie jare lank. En hulle word nie dieselfde geleenthede gegee in die werksgebied as wat ons gegee word nie. En met ander woorde, hulle is nie 'n finansiële sterk gemeenskap nie, maar hulle wil graag bydra en hulle wil graag help en hulle doen. Maar dis nie genoeg om hierdie dominees en hierdie pastore aan die gang te hou vir die vrywillige werk wat hulle doen nie. So dit is 'n gemeenskap wat baie naby aan my hart is en wat ek voel ek graag wil ondersteun. Daar's 'n paar gemeentes wat ek geïdentifiseer het en die eerste een wat ek wil noem is Efata vir dowes. Hulle word gelei deur Dominee Jaco van Wyk. Dominee Jaco byvoorbeeld, hy gaan van dorp na dorp om by die dowe gemeenskappe te gaan preek. Hy is gelukkig self gebaretaal magtig, hy's 'n hardhorende persoon. So hy kan ten minste daarso kan hy ten minste iets bydra sonder om daarvoor te betaal. Maar hy reis ver, honderde kilos partykeer om by 'n klein dowe gemeenskap uit te kom. En dan is daar 5 mense wat opdaag of maksimum 30 mense wat opdaag. En die offergawes wat hulle dan gee is 'n R5 hier en 'n R5 daar. Dit dek nie eers sy petrol nie. So ja, hy is een van die gemeentes wat ek graag wil ondersteun. En met hierdie hele staptog, die onwrikbare staptog, wil ek graag juis bewusmaking bring onder die dowe gemeenskap, vir die dowe gemeenskap, onderhoorendes, dat hulle kan besef dat ons is nie die enigstes wat die woord nodig het nie. Almal het. So ja, ek gaan hulle Robert Pollard se Facebook links in die beskrywing sit van hierdie video. Gaan kyk gerus. Shalom Lepelali, Robert Pollard, pastoor Robert Pollard en Wow Outreach Ministries. En dan ook sal ek Dominee Jaco het 'n Facebook page wat ook genoem word Efata vir dowes. En ek sal daai link ook met julle deel. Gaan kyk gerus wat hulle doen. Hulle doen 'n goeie werk. En dit is juis hierdie tipe mense wat ek wil ondersteun en help met fondsinsameling, net om vir hulle dankie te sê. En dalk kan iemand soos Dominee Jaco vir hom weer 'n nuwe laptop koop en 'n projektor en dataprojektor en sulke klas van goeders, om dit net vir hom makliker te maak wanneer hy die woord gaan verkondig aan die dowe gemeenskappe. So, dis ek vir vandag. Mag jy 'n vreugdevolle dag hê. Mag die Here jou seën. En ons gesels weer. Tot volgende keer. Shalom, shalom.